Goeienaand, dis donderdag aand en ons is weer hier so saam met julle, lekker saam kuier glo ek, en wat 'n geleentheid om weer te praat oor dinge van die woord en sommer net te hoor hoe dit ook met julle gaan. Ja, goeienaand en baie welkom. So in hierdie tyd waarin dit party dae so 'n bietjie rof gaan en ons nie eintlik weet wat die weer wil maak nie, party dae is dit warm, ander dae is dit koud, hierdie seisoen wat nou verander. Maar ek dink nie dit gaan net oor wat die weer maak nie, is wat maak die munisipaliteit met ons. Ons het 'n bietjie meer as 40 uur nie elektrisiteit gehad, né? Ja. En dankie vir almal wat saam met ons in verdrukking was en nou uit is. Ja, dit was nou nogal erg en shame. Is nog steeds mense wat nog sonder elektrisiteit is. So ek dink dis net verskriklik en as 'n mens dink jy's nou aan, dan was dit weer vanmiddag skielik af maar dit lyk vir my ons het nou so 'n bietjie stabiliteit. Hallo Erna. Hoe gaan dit met jou? Ek het gesien julle het ook gesukkel. Ja, maar terwyl ons by Erna is, Erna, julle sal onthou vorige keer het ek gesê dat hulle voertuig gesteel is. Ja. En dat die assuransie nie uitbetaal nie. Hulle het begin met 'n backup buddy. En ek wil dit sommer vanaand sommer 'n bietjie promoveer ook. Fantasties. So as jy gaan kyk op Erna Pelser se Facebook bladsy, daar gaan jy die backup buddy kry. Kom ons ondersteun hulle ook. Dat hulle ook weer net mobiel kan raak. Daar is Alet Swanepoel, welkom Alet. Ja, Erna, so julle was ook af uit tog. Maar ja, nee, dan moet ons daai backup buddy met ons ondersteun. Ek dink dit is fantasties. Ja. Dit is ja, en dankie vir almal wat dit reeds ondersteun. Ja, amen. Ja. Sjoe. En dan een van ons mensies om tuis Potgieter wat deel van ons selgroep was, is oorlede en ons dink ook aan Marie en die kinders en die kleinkinders ook in hierdie tyd. Ja, dis maar swaar, so is ietsie. Maar welkom Lee, lekker om jou ook weer te sien. Ja, in hierdie lydingstyd, Paasfeestyd, en terwyl ek nou van Paasfees praat, ons gaan nie, volgende week is Paasnaweek, ons gaan nou nie 'n las op julle lê, dat julle nou moet wegskeer van familie en van die strand af moet kom, of waar jy ook al is, om te kyk nie, so ons sal daai las nie op julle lê nie. Ja, en dan praat ons vanaand oor wie is Jesus? In hierdie lydingstyd. So wie is Jesus? Want uiteindelik gaan dit alles in hierdie lydingstyd oor Jesus. Gaan oor hom. So wie is Jesus? En dalk moet ons dit nader maak en sê wie is Jesus vir jou? En dis die volgorde wat die Here ook vir sy disippels mos gevra het. Ja. Hy sê eers wie sê die mense is ek, en dan noem hulle 'n klomp goed, dis Johannes die Doper, dis Elia, een van die profete, en dan maak hy dit kleiner en dan sê hy, maar wie sê julle is ek? En dis die vraag dan ook vanaand. As 'n mens deur Markus lees, dan kry jy eintlik 'n klomp antwoorde van wat mense sê Jesus is. So byvoorbeeld Pontius Pilatus noem hom die koning van die Jode. En die skare wat vir hom ontmoet met palmtakke, sê hy is die een wat ons voorvader Dawid se koninkryk gaan laat kom. Die soldate noem hom ook koning van die Jode. Die blinde Bartimeus noem hom die seun van Dawid. En mense het eintlik gehoop dat Jesus wel die koninkryk sal kom vestig, maar 'n aardse koninkryk. So byvoorbeeld was Judas Iskariot wat hom uiteindelik sou verraai het. Hy het so gehoop dat Jesus net daar is vir hulle en dat hy die Romeinse juk sou afgooi en hulle net sou red. Dit gebeur eintlik vandag nog. Dat mense Jesus net vir hulle self ophys. Mense en kerke
Ja, ja. Dis eintlik hierdie Jesus is ons en hy is aan ons kant. En is eintlik gevaarlik om so te dink oor Jesus. Ja. Om net vir jou behoeftes en jou bediening op te eis. Want die Bybel sê toch baie duidelik, want so lief het God die wêreld gehad, né? Ja. Ja. En daai vreemde liefde van die Here het hy tollenaars lief gehad en duiwelsaanbidders en klein gelowige vissermanne. Hy het selfs die lief gehad wat hom op die punt gestaan het om hom te vermoor. Ja. Hy het vir 'n moordenaar langs hom aan die kruis het hy liefde getoon en vir 'n Romeinse soldaat het hy liefde getoon. So hy het vir almal gekom. Ja. So as ons vra wie is Jesus vir jou, moet jy dalk net vir 'n oomblik vergeet wat ander mense sê. Ja, ja, ja. Dit is nogal belangrik, nee, want iemand vertel in die week vir ons in ons Bybelstudiegroep dat daar mense is wat eintlik in die buiteland sit en of sê maar ons in Suid-Afrika het nie 'n verhouding met Jesus nie. Ons is eintlik nie eens Christene nie. En ek dink dit is belangrik wat jy nou sê, miskien moet 'n mens dit maar net op die een kant sit en verby dit wat mense sê, kyk en vra vir onsself afvra, maar wie is Jesus dan nou vir ons? Vir jouself, né? Vir jouself, want ons kon dalk in so 'n comfort zone is dalk nou nie die regte woord nie, maar op so 'n plek gekom het dat ons eintlik half hierdie hele verhaal ken en niks is meer vir ons vreemd nie. Ons het nou maar half daarmee groot geword dat ons eintlik nie meer regtig dat ons eintlik dalk nie self hierdie vraag kan beantwoord nie. Wie is Jesus vir jou? Die interessante is ek dit vir ouer mense vra. Wat dan impliseer daar moet 'n verhouding wees. Dan sê hulle vir my, jong, hulle verstaan nou nie lekker die vraag nie, want hulle kom kerk toe. Ja, dis die ding. Nee, wat ons is gewoond, dis wat ons doen. Ek bid dan, hoekom wonder jy met my met hierdie vraag, né? Ja. Dis eintlik 'n eenvoudige vraag wat 'n reguit antwoord nodig het. Ja. En in werklikheid word die skeidslyn getrek tussen ware gelowiges en skyngelowiges. En die antwoord wat 'n mens gee, wys ook wat jou verhouding met die Here is. Hallo Clarissa. Ja, welkom Clarissa en Pieter Ley en Hantie, Marina Vos en ek het gesien hier is Daleen is ook hier. Welkom Daleen. En dan Mariaan van Wyk ook, baie welkom. Lekker om julle almal te sien. En baie keer verander mense se antwoorde oor wie Jesus is. Ek bedoel die skare wat palmtakke uitgegooi het en hom gesê het hy gaan die koninkryk van Dawid kom vestig, skree die vrydag kruisig hom. Ja. Die priesterhoofde, die geleerdes, godsgeleerdes, noem hom 'n godslasteraar. Want hulle is teleurgesteld in hom. Hy het nie ingepas by hulle reëls en hulle wette nie. En dit gebeur nog vandag nog. As Jesus nie lekker inpas in ons reëls en ons wette nie, dan sê ons is nie so groot gemaak nie. Ons ken hom nie. Ons ken hom nie so nie. Terwyl 'n mens nie regtig Jesus in 'n boksie kan toezit nie. Ek sien dit baie keer op TV van hierdie predikers. Gee ook net een kant van Jesus. Hulle noem net sy wonderwerke, hulle noem net, man, jy gaan ryk word, jy gaan sukses hê. Hulle sê net daai deel. Hulle vergeet so 'n bietjie van die ander deel van Jesus wat op pad Jerusalem toe is, wat op pad Golgotha is, wat deur lyding gegaan het. En dat ons ook kan ly. En in Jerusalem het daar van 'n kruis gewag. So om werklik te weet wie Jesus is, moet 'n mens bietjie dalk meer na die Bybel gaan kyk. Jy moet meer met hom praat, jy moet hom beter leer ken. En jy moet in verhouding met hom staan, sodat jy beter hom kan leer ken. Wie hy vir jou is. Kyk, die kinders altyd, nie ons kinders nie, die belydenisklaskinders en die kategese. Wie is Jesus? Hulle antwoord, hy help ons. Hy help ons. Ja. Of, as hulle regtig nie weet nie, hy is God.
Dit is 'n wat is hy? ja, dis 'n algemene antwoord. En as daar vas is, dan val hulle weer terug. Nee, hy help ons. Hy natuurlik help hy ons. Maar ja. Nou, daar was 'n hoofman oor 100, sê die ou vertaling, wat hom gekruisig het. So waarskynlik was daar 100 ouens onder sy mag, en dat hy in beheer was van die kruisiging. En hy sê in Markus 15 vers 39, hierdie man was werklik die seun van God. So, daar is net een antwoord. Hy is my verlosser. Ja. Hy wat vir my gesterf het. Jy moet daai belydenis hê. Want daai belydenis gee vir jou 'n stuk sekerheid. Jy kan nie onseker wees oor wie Jesus vir jou is nie. Daai belydenis sluit alle ander moontlikhede en alternatiewe uit. Ja. En 'n mens moet kom op 'n plek waar jy net erken, Jesus Christus is my verlosser, hy is die seun van God. Hy is die een wat die wêreld kom red het. Hierdie Romeinse offisier staan daar langs die kruis. En hy sien alles, hy hoor alles. Hy sien, hy was waarskynlik ook by die verhore. En hy het waarskynlik die onregverdigheid gesien. Hy het beleef, hy het gesien, hy was altyd saam. Ja, hy het waarskynlik het hy afgode gedien. Hier was net nog een van die misdadigers wat hy moes kom kruisig. Hy het dit ook waarskynlik baie gedoen. Ja, hy het eintlik Jesus deur sy lewe gevolg. Hy was met alles daar, met elke die laaste gedeelte. Het hy alles gesien, hy het dit beleef. Hy het die woede en die onregverdigheid beleef wat daarin gekom. So hier gebeur met hierdie kruisiging gebeur daar iets baie meer. Daar's 'n duisternis wat skielik daar is vir 3 ure. En dan as Jesus sê in die hande gee ek my gees oor, is daar 'n aardbewing. Ja. Dit terwyl hy al die onregverdigheid gesien het, hoe hy gesien het hoe Jesus hulle antwoord, hoe hy gesien het, hoe hy gehoor het, hoe praat hy met die ou langs hom, en hom gesê het, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Hy het gehoor hoe hy sy maat toe vertrou aan Johannes. Hy het gehoor hoe praat hy met God. Ja. En hy kom op 'n punt dat hy sy getuienis nie meer vir homself kan hou nie. En hy sê, hierdie is werklik die seun van God. Ja. En dis asof hy dit geweet het. Dit was net 'n bevestiging wat op daardie stadium plaasgevind het. Hy kon bevestig, hierdie is werklik die seun van God. Absoluut. Ja. Absoluut. En dit wat hy getuig, dit wat hy raak gesien het, dit wat hy beleef het, dit het uiteindelik sy hart geraak. Dit het sy hart geraak. Ja. Die voorhangsel skeur in die tempel. Nou, net weer vinnige herinnering, die voorhangsel het die allerheiligste van die heiligste geskei. Dit was 'n gordyn wat daar gehang het, en een keer 'n jaar die hoëpriester, kon hy agter die voorhangsel ingaan, en in die allerheiligste en kon hy so versoening doen vir die sondes van die volk. En nou skeur daai ding, om te bewys dat Jesus se offerdood aanvaar is. Daar is verlossing vir ons sondes. Maar ek dink dit het ook geskeur in sy hart. Daar was ook 'n voorhangsel in sy hart. Waarskynlik die belangrikste voorhangsel wat moet skeur in 'n mens se lewe. Dat jy kan Christus Jesus kan raak sien. Ja. Daar was 'n klomp ander ouens daar. Hulle het gedobbel en hulle het gelag en hulle het gespot. Daai voorhangsel was nog steeds daar. Ja, dit was 'n sluier. Dit was 'n sluier. Wat net daar bly hang het en dit. Die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld het hom afgespeel. Ja. En hulle was stokblind daarvoor, want daai sluier het nog voor hulle oë gehang. Ja. Maar hier kom dit en dit word weggetrek vir hom. En hy sien wie Christus is. 'n Mens kan baie in die kerk kom. Jy kan al die regte goed doen.
Jy kan jou Bybel lees, maar as daai sluier nie vir jou weggetrek is, sodat jy die heerlikheid van Jesus Christus kan raak sien nie, want jy nog nie op 'n punt gekom, dat jy jou verlosser ken nie. Ja, want as die sluier weg is, dan kyk jy anders. Dan kyk jy anders. Jy sien die Vader anders, jy sien die Heilige Gees jy anders. hoor anders. Ja, want die duisternis verdwyn. Dis reg. Ja. En jy is vir ewig, weet jy is saam met die Here. Hierdie Romein met al sy swakhede, hy het gestaan vir mag. Hy was in 'n autoritaire posisie. En hy sien nie die hulpelose Jood. En hy buig amper voor hom. Né? Dit maak sy erkenning van Jesus eintlik verstommend. Hy was nie skaam om hierdie belydenis te sê nie. Ja. Hy het nie geweet wat nou vir hom dit gaan inhou nie. Maar hy sê dit voor al die mense. En ek dink dis iets wat ons dalk by hom kan leer. Dat ons nie moet skaam wees vir ons belydenis oor Jesus Christus nie. Ja. Ons belydenis moet deur almal gesien word, moet deur almal gehoor word. Ons lewens moet 'n belydenis vir hom wees. Hierdie Romeinse ou, 'n heiden, kom tot inkeer. En hy aanvaar die Here. Ja. Ongelooflik. Ja. En hy volg die Here. En die vraag is eenvoudig net, en ons, wie is Jesus vir jou? Want jou antwoord gaan bepaal of jy ook nie skaam is vir hom nie, of jy ook in die openbaar, maak nie saak waar jy kom nie, sal sê wie Jesus vir jou is. Om af te sluit hierdie gedeelte, volgens oorlewering was hierdie offisier se naam Longinus, en hy het die biskop van Kappadosie geword. Hy het uiteindelik as martelaar vir Jesus gesterf. Maar hy maak 'n lewensveranderende belydenis. Hierdie man is werklik die seun van God. Wat is jou belydenis? Net jy kan dit sê. Ja, ek dink dit is so kragtig, nee. En dis waar elkeen van ons moet kom. Ons moet vir onsself vra, is hierdie sluier weg? Sien ek, hoor ek, beleef ek, ervaar ek God in alles en alle omstandighede rondom my? Is ek daar getuienis? Want dit is so kragtig eintlik. Ernou sê, wat 'n heerlikheid is as almal se sluiers af is. Absoluut, absoluut. Ja, ek dink dis glorious days dan, as almal kan sien. Dit sal so 'n stuk heerlikheid wees, en 'n grootheid van God se getrouheid, en die getuienisse net eenvoudig. Ek dink die wêreld sal totaal en al verander dan. Ja, en ek wil amper sê, moenie wag tot 'n aardbewing kom, dat die Here jou ruk terug na hom toe. O ja, nee asseblief nie. Ja. Ek wil net hoor, is Jolanda hier, as ek hom net 'n aanduiding gee as hy hier is. Dankie. Gaan maar so lank voort. Goed, ons bid weer, en julle sal onthou, ons is volgende week weer hier nie, juis as gevolg van die Paasnaweek. En ons wil sommer nou vir julle ook sterkte toewens met julle Paasnaweek, wat julle ook al gaan doen. Belangrikste fees. Absoluut. In die kerklike jaar. Absoluut. Waar ons net weer onthou wie Jesus Christus is. Ja. Kom ons bid. Here, dankie dat U aan 'n kruishout gesterf het. En selfs daar aan 'n kruishout is 'n onbekende heidense Romeinse soldaat vir U belangrik. En dat die Gees so in hom werk, dat hy tot belydenis in U kom. Ons eer U daarvoor. Ons weet, Here, dat U bonatuurlik kan werk, en daarom bid ons steeds, werk ook bonatuurlik in Lienel en Anel Christo en Charlotte Wolmrans, ook daar waar sy kuier in George, ook in hulle lewens en in hulle siektes. Ons bid vir Martin en vir Elsie Vos, vir Christof. Dankie Here dat ons steeds vir Johannes Marie kan bid, en Annelien, en Pieter en Marina de Vos en Marinda Leroux.
Elke een, Here, U ken hulle by die naam. Ons plaas hulle weer voor U. Van hulle is skoon. Van hulle gee al lankal net die eer vir U. Ons bid steeds vir elkeen se gesondheid. Ons bid vir Theresa en Martin Pelser en vir Erna Pelser. En ons bid, Here, dat hierdie projek wat hulle geloods het, vriende namens hulle geloods het, ook vir 'n voertuig, dat dit ook goed sal afloop. Ons bid vanaand in besonder vir klein baba Eliana, wat hier 'n regtig moeilike tyd gaan. Gaan swaar met haar, Here. Ons bid, raak vir haar aan. Ons bid vir Sonja en vir Kobus en Johan van Rooyen en Niels van Rensburg, en vir Russell en Joan van der Berg en oom Mike. Ons plaas hulle net weer opnuut voor U. So ook vir Elsabie Pieterse en Isak Jonker, Elsie Baard, Marie Klaasen en vir Elmarie. Here, van hulle herstel, van hulle is nog siek. Ons plaas hulle elkeen voor U. Ons bid vir Marie Potgieter en haar kinders en kleinkinders, ook as hulle hierdie week moes afskeid neem van tuis. Dankie Here ook vir Tyra Rex, dat sy genoeg geld ingesamel het vir daai bioniese arm, waar sy steeds besig is op die herstelpad, bid ons steeds vir haar. So ook vir Adele Marx en vir Trudy die Bison, vir Letty en Linda Vermeulen, Tannie Nora en Jonette Tooi en vir Andries Pretorius. Here, U ken elkeen se graad van siekte. En ons bid, raak hulle aan. Ons bid vir klein Leon en vir Auntie Gog, Ingrid Kaywood en vir Navia, wat 2 jaar oud is. En vir Henny en Elsie Kien en vir Jacques. Tannie Audrey wat al in die 90's is. Here, elkeen kosbaar voor U. En ons bid vir genesing vir elkeen. So ook vir Nicolien Tolmay en Anandi, vir Karen, vir San Foyle, Jan en Alicia, Tannie Marie, Was van der Merwe en vir Hein, vir Christo en Hanley. Here, kom net weer, dat hulle net bewus sal wees van U teenwoordigheid en die aanraking in hulle lewens. Dankie Here dat Clarissa se operasie ook geskeduleer is, en ons bid ook nou vir die voorbereiding daarvoor. Ons bid vir Marinda en Kobus en hulle besigheid. Ons plaas hulle opnuut in U hande. Ons bid vir Marius wat 'n infeksie opgetel het in die hospitaal. Elkeen ander, Here, wat U nodig het en wat dalk luister, nou of dalk later, dat U ook op 'n besondere manier in hulle lewens sal inkom. Gee, Here, dat ons elke dag skaamteloos sal sê en sal lewe wie U is. In Jesus ons Verlosser se naam bid ons dit. Amen. Ja, amen, en baie dankie. En ons eer die Here ook vir die met wie dit goed gaan. Daar's ouens vir wie ons gebid het, en daar het soveel deurbrake gekom al die afgelope tyd, so ons eer die Here daarvoor. Haar Tannie sê, is lekker om Tannie te sien ook. Ja. En Bettina, ek sien Martie Smit, baie welkom vir julle elke een, is lekker om saam met julle te bid. Ja, ons eer die Here vir dit. Ja, en ek nou name hoor, as daar ouens is wat kampe gaan hou, mag dit 'n groot sukses wees, mag dit die Here regtig daar verheerlik word. Dis so groot. En as jy dalk na 'n kamp toe gaan in hierdie tyd, gee alles. Ja. Jy koop die tyd uit, so gee alles. Ja, amen. Dit is so powerful geleentheid eintlik, waar mense soveel
nader aan Jesus kom, en ek dink daardie oomblikke van totale oorgawe, ek dink 'n mens moet met sulke geleenthede absoluut gebruik. Ja. So dankie vir elke een wat absoluut 'n visser van mense is. Ek dink dit is so noodsaaklik dat ons dit al hoe meer en meer sal word, nee, net die getuienisse in ons land net al hoe kragtiger sal word, want dit is, Jesus alleen sal alles verander. Hy sal alles verander. Andrei Rigter, is jy nog op? Ek het gesien hy was op gewees. Andrei was op, ek dink jy kan maar sê, hulle kyk baie keer die ding na die tyd, ja. Ek beleef dat, ek weet nie of jy met klomp syfertjies werk nie, eintlik weet ek nie wat doen Andrei nie, maar ek sien 'n klomp syfertjies, en dat jy laaitjies oopmaak en toemaak, asof jy soek na iets, en dat daar so half so dowwe kol is, op hierdie syfertjies, asof daar goed is wat jy nie kan uitmaak nie, maar ek beleef nie dat Jesus se lig daarop gaan skyn, en dat, dit is my so half so oranjerige, maar 'n baie dowwe oranjerige kol, en ek beleef net maar dat Jesus se lig net op 'n stadium daarop gaan skyn, en dat daai dowwe kol net helder gaan word, asof daar net 'n deurbraak gaan kom daarin. Ek weet glad nie of dit vir jou iets sal beteken nie, Andrei, maar ek voel net maar Jesus weet. Daar's hy, Andrei, so ek weet nie of dit vir enigins, ek weet glad nie waarmee is jy besig nie. Maar ja, ek beleef net hierdie syfertjies. Ek het net hierdie klomp syfertjies gesien waarmee jy besig is, in laaitjies wat jy oop en toe maak, en ja, die dowwe kol, maar dat so ek weet net dat Jesus se lig daarop gaan skyn, en dat hierdie dowwe kol, dat hy net absoluut oranje, helder oranje gaan word, en dis my net dan daar 'n deurbraak gaan kom. So mag dit vir iets beteken, Andrei? Ja. Ja. Ons het van Facebook kennis gekry dat hulle nie meer al ons goed gaan stoor nie, na 'n maand haal hulle, verwyder hulle 'n maand terug se goed. Maar ons stoor dit wel op YouTube. Ja. So ons skuif dit oor na YouTube toe, as jy dalk 'n ou episode wil gaan kyk, wat noem ons die dan? Sessie episode. Okay. As jy 'n sessie wil gaan soek, dan kan jy dit wel op YouTube kry, maar soos nou 13 Maart gaan hulle verwyder binnekort, want hulle hou dit deesdae net 'n maand. So ons sien mekaar oor 2 weke, mag die Here vir julle seën, mag julle regtig sy blessing beleef hierdie Paastyd, en mag julle ook mooi herinneringe bou saam met julle familie en vriende. Ja, wees geseënd in hierdie tyd. Totsiens.